Welkom by Kyk hoe praat ons, se 6de episode. Vandag is 'n besonderse voorreg want ons gesels met twee ongelooflike vroue wat praktiese kennis en wysheid bring oor vroeë kinderontwikkeling. Bly ingeskakel, ons is nou weer terug by u. Van dokters tot tandartse en meer. Wenke en raad vir jou kinders se toekoms. Kom kyk hoe en leer ons saam. Slim, warm, betroubaar, altyd hier. Kyk hoe praat ons, dis hoe ons inspireer. Hier by Kyk hoe praat ons verwelkom ons gaste met 'n lekker warm Trends Cafe en Deli koffie. Want ons glo Trends koffie maak nie net die tonge los nie, maar ook die kennis wat met ons luisteraars gedeel word. Baie welkom terug by Kyk hoe Kleuterakademie, waar ons vandag meer gaan uitvind oor grof, kleinmotoriese as ook sensoriese en emosionele ontwikkeling by kleintjies en sodoende om hulle te help om hulle volle potensiaal te laat ontwikkel. Ons gaste Ronel Eys is 'n arbeidsterapeut wat tans 'n mamma van 2 kinders en getroud met 'n fisioterapeut is. Eys waar ontwikkeling, beweging en kinders se welstand deel is van die alledaagse lewe. Saam met Ronel is Nina van Eden, haar akademiese agtergrond sluit in B.Ed kwalifikasie in vroeë kinderontwikkeling. Sy is ook 'n ervare kleuterskoolonderwyseres en die persoon wat verantwoordelik is vir die opleiding en bestuur van Move to Move agentskappe reg oor Suid-Afrika. Move to Move is een van Kyk hoe Kleuterakademie se waardevolle buitemuurse aktiwiteite, want ons glo dat dit bied 'n kragtige en positiewe aanvulling tot ons eie fokus op vroeë kinderontwikkeling. Baie welkom julle twee. Baie lekker om julle hier so te hê. Geniet die koffie. Dit is dan net 'n treat, né? Absoluut. Hierdie tyd van die dag. Ons val sommer onmiddellik weg met die eerste vraag. Julle fokus hoofsaaklik op die ontwikkeling van grof, fynmotoriese, visuele en perseptuele vaardighede. Wat is die verskil tussen hierdie ontwikkelingsvaardighede en hoekom is almal ewe belangrik vir 'n kind se leer en welstand? Okay, kom ons maak dit eenvoudig, Inge-Marie. Fynmotories klink nou 'n verskriklike woord, grofmotories. Maar as jy so daarna kyk, as jy jou hele lyf van kop tot tone besigtig, dan sien jy het groter spiere en jy het kleiner spiere. Grofmotoriese ontwikkeling is die groot spiere van jou liggaam. Dit is biceps en dit is jou beenspiere en dit is jou korspiere. Maagspiere. Jou lekker maagspiere. Die six-packs vir die kleintjies so maklik kry, né? Al daai goed wat saamwerk hier in jou om die binnekant, die kern van jou te ontwikkel. Ja. Fynmotories gaan oor die fynspiere, maar as ek verder kan net gesels oor grofmotories, jy onthou dit, die grofmotoriese spiere is verantwoordelik vir die groot bewegings van jou liggaam. So wanneer 'n kleintjie ontwikkel van 'n baba na kleuter na 'n kind, begin hulle met groot bewegings. Ons kyk as 'n klein baba, jy kan rol is een van die eerste goed. Almal Sit. is opgewonde, ja. En dan raak almal opgewonde oor die sit. En dan kom die lekker kruipdeel waar almal altyd wonder Hoe bekommerd is, ja. of bekommerd is. En dan loop en dan hardloop en dan moet mamma net so fiks wees. Kyk, om al die koppies te keer en alles. So dis die eerste spiere wat ontwikkel en sonder die ontwikkeling van daardie grofmotoriese spiere gaan jou fynspiere nie reg ontwikkel nie. So die fynmotories praat ons van die klein spiertjies in jou hand, hoe jy jou hand manipuleer. Jy kyk na beenstruktuur, jy kyk na die pols, hoe jou polsgewrig beweeg. Dit alles is nodig om op die ou end baie presiese bewegings uit te voer. En wat doen jy met jou hand? Dis al daai goed waar mense altyd bekommerd is. Kan my kind reg skryf? Kan hy 'n bal vang? Nee. die bal vang onder andere met die hand, met die groter een, maar die fyn presiese goedjies is om klein goedjies op te tel, om knopies te kan knoop, om veters te kan vasmaak, om knippies in jou hare te sit, om jou hare te kan vasbind. Dis alles nie net skolastiese vaardighede, maar lewensvaardighede. So, die belang daarvan is dat ons eers
die grofmotories moet hê en hard daarin werk en ons beweeg stelselmatig baie keer gelyktydig saam na die fynmotories. Jy kan nie sê, ek moet net my fynmotories nou beter maak nie. Nee. Ek moet nou net my grofmotories. Dit is 'n gesamentlike ding en dit werk in 'n patroon. Kinders ontwikkel in 'n patroon. Hulle gaan eers lê, dan gaan hulle sterk genoeg word om te kan sit en soos hulle spiere sterker word, gaan hulle sterker word om dinge te kan doen. Ek dink mens kan altyd 'n kind se leiding ook volg. Jy sê mos nou, die kind wys hy wil regop sit, so nou help jy hom oefen. Ja. Die kind wys hy wil loop, raak baie gefrustreerd, so nou help jy hom loop. Ek dink dieselfde met daai fyn motories, is dat hulle wil jou Tupperware begin uitpak. Hulle wil die lepeltjie wat hulle jy wys vir jou. begin hê. Ja, en as mens dit net volg, maar as jy nie weet hoe om dit te volg, as jy nie weet om daarvoor uit te kyk nie, dan kan dit probleme veroorsaak. Kan dit probleem. So wat ons voor mik is altyd, ek antwoord dalk vir my 'n paar ander vrae nou saam met die een, is dat jy moet weet wat met my kind nou kan. Ek wil nie te veel van hulle verwag nie. Ek wil nie te min van hulle verwag nie. Ons noem dit die Just Right Challenge. Nee, Ja. daai ewige strewe. Ja, so ons moet as 'n ouer en 'n onderwyser, moet jy vir 'n kind geleenthede gee om te kan ontwikkel, om te kan beweeg met al die verskillende spiere. En as hulle die geleentheid het, kan hulle daai spiere ontwikkel. Maar jy kan dit nie vir hulle doen nie. Jy kan dit ook nie in 'n boksie doen nie en sê, nou gaan ek net hierdie ene ontwikkel en nou gaan ek net daai een ontwikkel nie. En ek gaan gou my Google checklysie kry en daai ene is nou klaar. Daai ene is nou klaar nie. Hulle skakel alles bymekaar aan. Ons is 'n dinamiese wese. En ons lyf is baie dinamies en ons het ons sensoriese stelsel. Ons het spiere en ons het bene en genetika en hulle alles werk saam om op die ouend jou bewegings se presisheid en jou bewegingsontwikkeling te vorm, te stuur. Ek weet nogal regtig daai uit daar sê dat mense met jou kind uitdaag. Genoeg, Ja. nie te veel nie, maar genoeg. En ek dink soms is ons so jammer vir ons kinders. Dit is so, ag, shampies, jy huil nou want jy kry nou nie die knoopie in die losmaak. Ja. En ek dink dis ook met belangrik is om dan ander mense ook in jou kind se lewe toe te laat wat nie daai verskriklike sagtheid het nie. Liefde, maar wat jou kind gaan uitdaag. Ek dink dis nogal 'n behoefte by kinders. Ek dink ek gaan dit sommer hier noem, maar miskien kan ek dit later ook insit en dit is vir my amper die kern van ouerskap in terme van ontwikkeling is, jy moet nie vir jou kind iets doen wat hulle reeds vir hulle self kan doen nie. Kan my 1-jarige reeds stap en iets optel van die vloer, dan kan hulle iets in 'n wasmandjie gooi. Dis 'n goeie maatstaf. So, moenie iets vir jou kind doen wat hulle reeds vir hulle self kan doen nie. Kan my 6 maande oue kind sit en 'n lepeltjie na hulle mond toe bring? Laat hulle dit doen, al is dit oor die mat, al is dit oor die vloer. Maar kan hulle dit doen, want hulle is besig om daai koördinasie te kry en te vervolmaak. En hulle is so trots op hulle self as hulle dit reg kry, al val dit af. Dit is hulle is trots en mense moet saam met hulle trots. En dit is absoluut belangrik wat jy sê rondom die trots, want 'n vaardigheid wat jy bemeester bring vir jou selfvertroue. Nee, dit is En belangrik. As jy mis om daai selfvertroue te bereik, kan ons nie aangaan na die volgende fase van ontwikkeling nie. So jou kind bly agter omdat hulle nie selfvertroue het om daai vaardigheid te ontwikkel nie. En jy is nie daar om dit vir hulle te ontwikkel nie. Hulle moet dit ontwikkel. Jy moet net vir hulle die geleentheid skep om dit te ontwikkel. En daar's nog baie wat ons daar kan sê vandag. Ek wil net gou uitkom nog by jou vraag wat jy nou gevra het om te praat oor die perseptuele deel. So baie keer het ons in programme fynmotoriese vaardighede, grofmotoriese vaardighede, maar wat move to move baie uniek maak en Nina sal daar kan byvoeg ook, is dat dit is perseptuele vaardighede. Nou wat is dit? Dit is gewoonlik die een waar almal sê, wat is perseptueel? Dit klink verskriklik erg of interessant en diep, maar dit is visuele persepsie. Met ander woorde, dit is 7 na 8 definitiewe vaardighede. Dis nie iets waarmee jy gebore word nie. Jy moet dit ontwikkel deurdat jou oë beweeg en die verbinding met jou brein vorm. So jy moet kan sien, ek moet kan kyk na Inge Marie en ek moet kan sien,
sy het 'n baie mooi geel hemp aan en daai patrone op haar romp lyk soos vissies wat swem in 'n dam. Jy kan dit sien want jy kan daarop in fokus. So jy kan voorgrond, agtergrond sien. Jy kan onthou dat goed in 'n volgorde is. Jy kan simbole herken. Daar is, ek gaan nie nou die detail van die 8 spesifieke visuele perseptuele vaardighede deurgaan nie, maar al daai saam met fynmotories, grofmotories is wat jou kind nodig om op die ou end by daai skoolvaardighede uit te kom wat almal so bekommerd oor is. Ek sit nou en dink aan dit is dalk nie net skoolvaardighede nie, maar sosiale vaardighede. As jy dit kom nou vir my so mooi bymekaar as iemand vir 'n maatjie 'n bal vang en hy het nie perseptuele visie en kan sien die bal kom nader, hy word groter, ek met my hande uitsteek en vang nie, dan is dit die maatjie wat staan en kyk vir die bal en hy slap vir hom teen die voorkop. Want hy het nie noodwendig al daai geoefen nie en dit is dan die maatjie wat dalk sukkel om saam te speel in balspel want hy het nie daai funksie ontwikkel nie. So mense dink altyd dis so eenvoudig, ag dis okay, my kind kan nie bal vang nie maar daar's baie groter gevolge op die ou eind, nee. So ons volgende vraag, watter tekens kan ouers raak sien wat dalk aandui dat hulle kinders ekstra ondersteuning nodig het met hierdie ontwikkelingsvaardighede? Dit sluit so mooi by wat ons nou net oor gesels het. Ingmarie, so om dit vir ouers maklik te maak, dan daar's baie dinge waarna jy kan kyk, maar ek gaan net so 1 of 2 noem wat jy kan sê, sonder om angstig te wees dat jou kind op die verkeerde pad is. So dit gaan oor, is my kind besig om te vorder? So as ek 'n baba het my baba nou al begin omrol. As hy gerol het, dan is ek rustig, dan wag ek en ek kyk wat gebeur met die volgende een. Ek doen aktiwiteite wat help, maar ek gaan nie sit en wag tot die klok slaan 6 maande of 9 maande tot daai ding gebeur nie. So jy kan gaan kyk na die basiese ontwikkeling van 'n kind, van baba tot kleuter, en dan hulle moet kan gaan al die pad tot by hardloop en stap. So as ons daar is, dan weet ons het baie van die basiese vaardighede, wat ons nou ook genoem het, ontwikkel. En dan kyk ons na goed. As ons nou sê net maar 'n 3, 4, 5-jarige, 6-jarige het en ouer. Ek wil weet, hoe is my kind se bewegings? Is dit baie styf of is dit baie slap in hulle liggame? So dis wat ons noem spiertonus, net op 'n eenvoudige manier vir 'n ouer om te sien. So is my kind baie stokkerig as hulle hardloop en ek kan voel in hulle lyf hulle moet alles reguit druk om te kan hardloop, of is dit baie van balans af? Kleintjies is van balans af, maar as hy so van balans af is, dat hulle val en hulle val gereeld. Hulle val nie net nou en dan nie, of 4 keer 'n dag soos meeste kleintjies sê. Hulle val as hulle probeer hardloop. As hulle besig om enigiets te probeer, dan val hulle sommer net vir 'n rede. Dan is dit iets om na te kyk. Ons moet ook kyk na links en regs in die liggaam. Is my linkerkant dalk sterker en die regterkant swakker of andersom? Ook vir albei bene gebruik ek al 2 arms, al 2 bene, al 2 hande. So dis goed wat ouers regtig sal ooglopend sien as jy oplet, né? As jy oplet of as jy jou kind elke dag sien, dan mag jy dalk begin dink dit, maar dis hoe hy nog altyd was. Maar dit is as jy pertinent opgelet word daarna, dat jy dan sien, maar daai dingetjie wat jy so effens gevang het, is dalk iets waarna mens kan kyk. So dit kan jy kyk in fisiese ontwikkeling, jy kan ook dan natuurlik kyk na sensoriese ontwikkeling, wat gaan na al jou sensoriese sisteme. So jy kan sê, is my kind baie geïrriteerd as hulle 'n nuwe hemp aantrek en daar is 'n groot fights. Daar is 'n etiket agterin en dit krap hulle en hulle vra hulle moet dit dadelik uithaal, dadelik. En ek bedoel nie 'n gemiddelde irritasie nie, ek bedoel 'n erge irritasie. Soos dit bring 'n tantrum mee. En hulle huil en skree daaroor. Dis nie vir hulle glad nie vir hulle lekker nie, of hulle raak rooi in die gesig skielik.
En dis vir hulle sleg. Ook wanneer ons gaan speel op die speelterrein, kan jy kyk, as ek my kind swaai, meeste kinders hou daarvan om te swaai, hulle sal dit geniet, as my kind begin vasgryp aan 'n swaai en nie daarvan hou om geswaai te word nie. So baie keer 'n aanduiding dat ons te doen het met iets soos 'n sensitiwiteit in hulle vestibulêre stelsel. So dit kan aandui dat ons dalk sekere stimulasie nodig het daar. En vestibulêr is nou balans. So Nee, vestibulêr is 'n deel in jou balans. brein, dit is een van jou sensoriese sisteme wat spesifiek rondom balans en jou beweging in ruimte. Dit is in die onderste deel van jou agterste laabrein is dit geleë en dit is soos wanneer jy bolle makiesie staan, jy onderste bo gedraai word, jy in die ronde gedraai word, verskillende rigtings in spin, as ek dit maar so kan sê. Ja. So jy kan dit Soos so as jy met die toets op. kombers spin byvoorbeeld, of 'n kleintjie sleep, en dis alles goed wat mense speel met kleiner kinders. Jy sleep met 'n kombers of mamma en pappa hou die kombers vas en swaai die kind daarin. As jou kind reageer daarop in 'n nie positiewe manier, dan weet jy dalk, nie noodwendig net een keer nie. As jy dit nou 2 of 3 keer doen dit en elke keer is dieselfde reaksie, dan kan jy nou weet Jy hoef nie dadelik te wonder nie. Miskien is daar ander redes ook voor. Maar as dit 'n patroon raak, so jou werk as 'n ouer is om 'n baie fyn waarnemer te wees van jou kind. So, krities, maar met liefde. ja, so jy is nie besig om heeltyd met 'n checklys rond te loop nie, maar jy is besig om te kyk. Wat gebeur as my kind eet? Wat gebeur as hulle aantrek? Wat gebeur as ons in 'n nuwe situasie is? Want ons sensoriese sisteme is so belangrik vir die ontwikkeling van ons emosies, maar ook hoe ons wêreld beleef. So ons hoor, ons voel, ons sien, almal op 'n ander vlak. So jy En tog moet ons almal saamwerk. Dis hoekom dit belangrik is dat jy met jouself gemaklik is. Ek wil net gou genoem, as ouers dalk wonder hoekom is die vestibulêre stelsel belangrik? In graad 1 moet 'n kind al weet, vestibulêre stelsel beteken net jy kan identifiseer, ek's op die stoel, ek's langs die stoel, ek's agter die stoel. Ja. En wanneer dit dan by skolastiese werk kom, moet jy byvoorbeeld kan sê, hierso is my paaltjie, nou wil ek 'n B maak. Is die sirkeltjie links, is die sirkeltjie regs. As ek 'n P wil maak, is die sirkeltjie bo of onder. En dis hoekom dit belangrik is om van kleintyd jou waar is ek in my spasie? Met dit klink seker simpel, want ek weet in graad RR dan vra jy die kinders staan langs jou stoel, onder jou stoel, bo jou stoel. En dit werk alles om tot by graad 1 te kom van nou wil ek 'n B, P, D maak, waar kom die sirkeltjie langs die paaltjie? Ja, so dis hoekom dit belangrik is. Nee. Of jy vir 'n groot mens verduidelik, draai links by die stopstraat en hy draai regs, nee. net so. Ja, maps maak dit maklik. As julle nie omgee vir my baie ou En dis oulik, baie oulik. verduideliking hierdie nie, maar hier so dit wat Nina gaan praat is nou hier onder. So hier het ons sensoriese sisteme. Hier heel bo is die skolastiese vaardighede. So voor jy kan by skolastiese vaardighede uitkom, het jy eers visual perceptuele vaardighede nodig. Wat daai is. Wat sê links, regs, bo, onder. Plus my vestibulêre stelsel met saam met dit werk om vir my te sê, okay, ek is links, regs en ek verstaan die term links, regs. Dis taalvaardigheid. So dit is 'n baie geïntegreerde proses. Plus ek het nog van my ander sensoriese vaardighede soos propriosepsie, wat jou vermoë is om te voel waar jou liggaam is. Sure. In spasie. In spasie. En dis so ook 'n ek kan veilige voel, gevoel. ek sit op die stoel, ek lê nie op die stoel nie. Ek kan voel waar my lyf is. Of ek wil 'n bietjie regop sit dat die kamera my beter kan sien. Daar's terugvoer deur my liggaam. Jou sensoriese stelsel gee vir jou terugvoer uit die wêreld om jou en dit rig jou bewegings. En dit is waarom dit so belangrik is om aan Dis baie mooi. Ekskuus, ek wil net dit lyk soos die boustene. Dit is boustene. Van die mens, nee, dat In die begin is beweging. Ja, en as jy 1 of 2 van hulle missing het, dan kan hierdie muur nooit regop staan en gaan hy sukkel. En dit is ook nie verkeerd nie, maar as mens as ouer jou kind kan help om soveel as moontlik bousteentjies reguit te hê, almal gaan nie reguit wees nie. En dit is ook okay. Maar as jy die kennis het en jy pas dit doelbewus toe, kan jy jou kind regtig, ek nie sê 'n voorsprong nie, maar tog in teenstand daarmee as jy net oblivious is daarvan en net dink, ag my kind gaan van self reg wees of self
mooi groot word. Ja, hy gaan, maar jy kan hom 'n voorsprong gee as jy kennis Jy kan dit van hierdie makliker goed. maak, Jy kan die lewe bietjie makliker Ja, maak. so Ingmarie, jy praat baie van potensiaal by die kinders. So in terme sterk van daarin. potensiaal te ontwikkel by enige persoon, elkeen se potensiaal lyk anders. Dit lyk nie almal soos een spesifieke uitkoms waar ons wil uitkom nie. Maar ons wil hê elke kind moet dit wat hulle gegee is, die beste tot hulle vermoë kan gebruik. Dis Kyk se doel, is om vir elke kind 'n spasie te gee waar hy of sy potensiaal kan ontwikkel. En almal se lyk nie dieselfde nie, maar tog daag ons almal op sy eie vlak uit, sodat hulle daarby kan uitkom. Ons gooi nie net al die visse in 'n bak en sê, swem in die een wat survive is lucky nie. Ons wil vir elke vis 'n kans gee. So ons wil die omgewing vir die visse, Ja, dis die omgewing. Nee. So ons wil hulle habitat wil ons so maak, dat hulle daai fasilitering kan hê. En dit is weer eens, beide vir julle en die ouer, ja. is jy fasiliteer die omgewing van jou kind. Of Dis jy so hulle mooi tuis toe gestel. bring, en of Ja. jy hulle by die huis met ouma het, daai omgewing moet gerig word Ja. met, ek kan nie 'n beter Afrikaanse woord vir dit dink nie, maar intentionality. Presies. Om regtig Ja. met amper opset, Ja. moet daai Bly with omgewing purpose, ingerig ja. word. Maak jou kind met purpose groot. So as ek weet sensoriese sisteme is belangrik, dan het ek sensoriese elemente nodig om my kind in uit te daag. Ek het grof motoriese aktiwiteite nodig om my kind mee uit te daag. Ek het fyn motoriese goed nodig om my kind mee uit te daag. En nie elke dag dieselfde ding nie. En ek het nou so gedink toe jy praat ook van visuele ontwikkeling. Miskien is dis nie 'n vraag op my lys nie, maar ek wil graag vra Ja. hoe 'n groot impak maak skermtyd op daai visuele ontwikkeling van kinders, want dis 'n skerm reg voor jou. Ja, daar's nou 'n bos daar binne en jy kan die bos daar kyk, maar eintlik jou oë beweeg nie as jy nou opkyk van die skerm en jou oog kyk ver, dis weer 'n ander spier wat ontwikkel, maar jy gaan meer daaroor kan uitbrei sodat ek nou babbel hierso. Hoe groot 'n impak as mens nou dink kleintjies sê nou maar van 2 af. Skree nou vir die iPad. Okay, so met skermtyd kan ons natuurlik vir 3 ure praat. Ja, en kom ons hou hom kort, maar ons kan nie. ouers kan verstaan dat daar So- moet meer wees as skermtyd. So die ontwikkeling in terme van 'n skerm, dit is amper 'n 2D oppervlakte. Daar is beweging op, maar daar's nie diepte nie. So 'n kind kan nie ver kyk in diepte nie. Die groter probleem met skermtyd is dat dit vinnig is. Ja. En daar's elke 6 na 10 sekondes is daar 'n dopamien Ja. afskeiding. So en dit maak dit 'n kind se frustrasietoleransie om iets uit te probeer en iets te bemeester verlaag. Sjoe. So as 'n kind om te leer om een been te spring, is nie net een keer se probeer Nee, nie. is aanhoudend. Selfs enige kind sonder probleme, jy gaan een been spring, jy gaan weer spring, Omval. jy gaan nou omval. Dis wat ons in Move sien. Aan die begin van die jaar dan val hulle so sulke soldaatjies om. Of hulle hardloop en hulle dink hulle het gehuppel. Hierdie jaar was hierdie jaar was die 2 tot 3-jarige maatjies, Ja. daai soldaatjies hierso by Julle kyk. mamma. En hulle het so, Nee. hulle is so. En dan aan die einde van die jaar dan sê ek, ek kan dit reg kry, my been. Ek kan op my een been staan. Klink vreeslik as hy doen, maar dis baie cute om te Dis sien baie hoe oulik. trots hy op dit is. En hy Ja. wys vir ons by die huis ook, ja. So, En dit het maande gevat. dit het. Terwyl met 'n skerm, het jy elke 10 sekondes het jy 'n reward, Amper sê ek beloning. cocaine fix, ja. Ja, En dis redelik dieselfde. Ja. En dan die volgende ding wat hulle moet probeer is hulle sê, dis nie vinnig genoeg nie, so ek gaan dit nie reg kry nie. En dan hoor jy goed soos ek kan nie. Ek gaan nie probeer nie. Of dis boring, dis nie lekker nie. Selfs van kleintjies. Yep. So die standaard vir kleintjies is steeds onder 2 ure 'n dag. Sure. Dit klink so baie. As Maar- jy dink hoe baie hulle slaap en eintlik met speel Ja. rondhardloop. So verkieslik tot en met 3 niks. Ek het al baie sulke studies gelees, ja. baie eerder niks Ja. as iets. En dat onder 12, as jy dit tussen 8 en 12 vat, moet dit 'n maksimum van 1 uur 'n dag wees, Ja. 'n maksimum. En as jy nou dink kinders van 12 het selfoon het wat nou al daarop sit, dit is konstant. Ja, en enigiets wat vinnig beweeg, enige speletjies selfs opvoedkundige speletjies op die foon,
as jy kies om so iets te hê, moet jy self eers daai ding gaan doen. O ja, dis belangrik. Om te kyk, hoe vinnig is daai reaksietyd? Want ewe skielik spring daar 'n mannetjie met iets mooi uit en dan Kleurvol. Ja. Nog stimulerend. En as jy die dag leer om 'n letter te skryf, gaan niemand uitspring en vir jou haleluja sê nie. Hulle gaan dink jy vir jy skief. Kom ons probeer weer. Ja. So ons wil graag dit beskerm in ons kinders. Ons wil hulle vermoë om kreatief te wees, en kreatiwiteit en probleemoplossing kom net daaruit as ek verveeld is. Deursettingsvermoë, né? Ja, want dit groei nie as ek nie verveeld is nie. Presies. En dit beteken mamma en pappa moet daai geskree en gekerm van wat moet ek nou doen? Ek weet nie wat om te doen nie, kan hanteer vir 'n ruk. Nee. Totdat jy sien jou kind begin nou aan iets belangstel. En dat die omgewing so is dat daar iets is om in belang te So stel. belangrik, ja. So ek gaan nou, dit beteken nie jy moet al die puzzles so in 'n rytjie uitpak vir hulle nie, maar daar moet puzzles wees. Of prentjies wat soos puzzles gesny is. Daar moet een of ander vorm van 'n bal wees. Daar moet 'n springtou wees, onder toesig. Daar moet ou bokse wees waardeur jy kan inklim en oorklim en omklim sodat jy weet wanneer jy by juffrou kom in die klas, waar is voor, agter, bo, onder van my stoel. So is volgende vraag. Deurdat julle move aanbied, glo ek julle is oortuig van die belangrikheid van grof en fyn metodiese oefening. Hoe beïnvloed goeie grof metodiese ontwikkeling later belangrike vaardighede soos skryf, fokus en selfvertroue? Ja, ek sou graag wou fokus op fokus. Nee, dis die een woord wat ons nou nog nie genoem het. So ek wil graag iets sê oor fokus, want dit is ook een van daai, dit skakel in by wat ons nou net gesê het oor skermtyd. Ja. Want die fokus van 'n kind ontwikkel nie optimaal as hy elke nou en dan 'n verandering kry in sy visuele volging nie. So heeltyd hy leer om te volg en dan, daar's iets. Leer om te volg, daar's iets wat uitspring en rondspring en dis baie kleurvol. Fokus ontwikkel deur grof metodiese vaardighede. Sure. As jou grof metodiese vaardighede boustene nie in plek is nie, gaan jy sukkel om te fokus. Want kyk hier, ek is 'n lae-spiertonus baba gewees, kyk hoe sit ek nog vandag. As ek so regop sit en ek is belyn, hierdie spiere werk saam met my rugspiere, my skouers is stewig genoeg, hulle is sterk genoeg om my te dra en om my arm op te lig om vorentoe te gaan. Dan kan hierdie hand beweeg in alle rigtings, maar as hierdie moeg raak, dan kan my hand nie skryf hier onder nie. En dan kan ek nie vir 'n lang tyd sit en fokus op 'n taakie waar ek fyn metodies moet werk nie. Wat heeltyd vereis word in die skool van graad 1 al vir baie langer ure as wat ons eintlik hoop voor. Maar dit is 'n feit. So dit begin by grof metodies. Sure. En dit saam met fyn metodies. En dan praat ons van nog ekstra goed, soos jou posturele stabiliteit. Jy praat ook van spiertonus, wat jou spiere kan teen die regte tempo saamtrek, om jou regop te hou, in staan, in sit, in lê, in kruip, ek het daai. Sodat, en as jy heeltyd moet fokus om jou lyf regop te hou, kan jy nie fokus op 'n taak nie, want al jou energie gaan daarin. In jou liggaam in, so dit begin hierso. Jy moet jouself letterlik aan regop hou, sodat jy kan fokus. Jy kan jouself net regop hou as jy genoeg spiere ontwikkel het deur jou spiere uit te daag en te bou. Sjoe, ek sou dit nooit na grof metodies toe gegaan het. Ek sou nog gedink het luistervaardighede. Dit is eintlik die volgende ewel van skermtyd. Nou lê jou kleintjie 2 ure op die skerm, geen oefening nie, lae spiertonus. En ek sê selfs nou vir my kind wat hy's 4, hy gaan volgende jaar oudtal 14, ek sê jy gaan oefen hierdie maand, as jou lyfie sterk is, gaan jou emosies kan byhou. En ek het gesien in my graad 1 klas, maatjies wat nie fiks is nie, maatjies wat lae spiertonus het, omdat hulle niks doen nie, omdat hulle lê en TV kyk, kan nie by die skool byhou nie, want hulle emosies kan nie byhou nie, want hulle werk so hard, presies wat Ronel gesê het, werk so hard om net te fokus op my lyf. Maar wanneer jou lyfie sterk is, jou groot motories
in plek is. En ek dink daar moet ons die fout vir ons ouers lê, want ek was al daar, wat ek so moeg is 5:00 die middag, dat ek sê, gee mamma net 'n uur, gaan kyk storie vir 'n uur, mamma gaan, en ongelukkig, hulle betaal die prys, as hulle moet skool toe gaan. Hulle doen en jy doen as ouer, want jou kind gaan meer op jou keus wees en meer by jou nek. Ek het nou onlangs gelees dat 20 minute se oefening vir 'n volwassene is baie goed. So die uitdaging nou vir ons deesdae is om met die kinders soos by die huis kom in plaas daarvan om net neer te val of te sê gaan doen jou eie ding, gaan stap ons. Want tog doen elkeen sy eie ding en dit is goed vir my. Daardie serotonien in plaas van Instagram se serotonien het baie meer voordele vir my en my gesin. En ek dink ook om dit vir myself op te deel wanneer my kind dan nou aandag nodig het, is om vir myself te sê, hy gaan 10 minute van my vra en dan gaan hy in elk geval aangaan op sy eie ding. So van hulle vra partykeer soos, ek het nie nou lus vir 'n uur nie, ek het nie nou lus vir 'n halfuur nie. Maar as ek myself opdeel in 10 minute en baie keer na 10 minute gebeur een van twee goed, of ek is so geïnteresseerd dat ek saam met hom verder speel, of hy is tevrede met die tyd wat ek spandeer het en kan verder gaan met sy ding en ek dan met myne. So miskien is dit 'n praktiese voorbeeld vir ouers om te doen in plaas daarvan om te sê gaan TV. Dit is nou somer. Ons het die voorreg in Suid-Afrika dat dit nou ons somertyd is in die vakansietyd, om eerder met jou kind dan iets te gaan doen. Al gaan kyk jy hoe hy bal gooi en gooi miskien een of twee balle saam. Dit hoef nie die hele tyd te wees nie, maar die waarde daarvan in plaas van TV-skermtyd is net soveel meer. Ja, ek stem met jou absoluut saam. En dit hoef nie 'n duur aktiwiteit te wees nie. Daar's soveel in ons omgewing hier wat ons kan doen. Ons is so bevoorreg in vergelyking met baie ander plekke. Maar jy kan eenvoudig gaan stap. Jy kan eenvoudig 'n sagte area kry met gras waar jy kan bollemakkies slaan, waar jy kan 'n klein soos hindernisbaan bou, waar jy oor goed moet spring en waar jy net die kleintjies is mal daaroor en as jy baie moeg is, dan maak jy net 'n Olimpiese spele vir hulle en jy gee vir hulle punte as hulle verbykom. Nee, dis baie oulik. Nou gaan ons een been spring, nou gaan ons dit doen, nou gaan ons dat doen. En ek wil amper noem dat jy as ouer is die grootste hulpmiddel waarop vir jou kind is. Geen app, geen speelding, geen grof motoriese oulike ding wat jy op die internet kan kry, geen fyn motoriese whatever kan by jou fisiese liggaam nie. Jou kind binne in verhouding leer soveel meer as wanneer iemand anders dit met hulle doen. Want hulle kyk ook hoe jy dit doen. Dit kom uit verhouding uit. En op hierdie stadium, voor ons by die tienerjare kom, wil ons graag hê dat die verhoudings met ons kinders baie sterk is. En hoe bou jy verhouding? Deur tyd te spandeer. Tyd is die enigste ding. Daar is nie iets wat jou fisies kan vervang nie. En dit kos van jou om te sê, okay, ek het 'n rowwe dag gehad, of om my emosies net vir 'n oomblik neer te sit en net my kind in die oë te kyk en sê, okay, kies jy, wat doen ons? Vir 10 minute, jy kan sê 10-15 minute. En as hulle dit gereeld kry, dan is die nag is minder, die tantrums is minder, want hulle weet, ek gaan nooit tyd hê saam met mamma en pappa. Veral as mamma en pappa 'n lang dag by die werk het en hulle het 'n lang dag by die skool. En dan is dit daai baie spesiale tyd wat jy gaan deurtrek na 'n verhouding wat jy gaan hou vir 'n lang tyd. Van die dag as jy en jou kind, as hulle klaar is met skool, al wat jy oor het is jou verhouding met jou kind. Jy kan nie meer dan groot raad gee, jou tyd vir input is verby, jy kan nou net saam met hulle die res van hulle lewe stap, maar dan wil jy hê dat daar 'n verhouding is waarop jy nog lang jare goeie herinneringe kan bou en dit begin hou. Nina, met jou agtergrond as laerskoolonderwyser, watse raad het jy vir ouers wat kinders nog nie in laerskool het nie, maar as jy nou terugkyk na al die vaardighede waaroor ons nou gepraat het? Okay, dis nog 'n uur se gesprek, maar ek dink om op te som al die vrae wat ons geantwoord het, kom alles neer vandat jou kind gebore is beweging
vir ons as Move een van die belangrikste goed. So laat jou kind speel. Ek stem 100% wat Ronel gesê het, vir 'n kind om verveeld te wees is een van die belangrikste goed, want dan begin kreatiwiteit en dan sê vir jou kind, maar kom ons gaan speel. Skop 'n bal, kom ons hardloop, kom ons rol. 'n Kind moet speel, speel, speel. Dit lyk so speel, maar terwyl hy speel is sy lyfie besig om te leer. En 'n sterk lyfie as hy by graad 1 kom en 'n lyfie wat weet waar in die ruimte is en 'n lyf wat se spiereontwikkeling, of dit nou groot motories, fyn motories is, gaan jou kind emosioneel net help as hy die dag in graad 1 gaan. Want as sy lyfie sterk is, gaan emosioneel kan byhou. So my raad aan ouers is, ek weet is die gerieflike pad om te sê skermtyd. En ja, doen dit want dis die era waarin ons lewe, maar moenie vergeet dat jou kind speel nie. Ons wat in Stilbaai is lekker. Hoorie, kom ons gaan strand toe, ons gaan swem 'n halfuur in die branders. Daai weerstand, daai speel. Ouens in Riversdal, gaan Korrente dam toe gaan stap by die dam. Skop 'n bal 'n halfuur. Gaan buitentoe as die sterre skyn en sê vir jou kind, maar vanaand gaan ons lekker buite 'n bal in die lug opgooi en kyk of ons die sterre. En daai ding van verhouding, as jou kind veilig voel by jou, gaan jou kind jou raad volg. As hy 15 is, 16 is, maar ook as hy 2 is. So ek wil regtig ouers aanmoedig, as jou kind nie in 'n skool is nie, maak nie saak watter ouderdom jou kind is nie, laat hulle speel, laat hulle beweeg. Dis nie nodig om hulle in 'n klub in te skryf nie, gaan buite toe, gaan stap, gaan speel, gaan draf, spandeer tyd met jou kind, maak sy lyfie sterk. Daar is baie lekker bronne oor wat is die regte ding om te doen, en om nie jou kind vooruit te hardloop nie, en ek dink, om mense soos met Ronel te praat met 'n arbeidsterapeut is waardevol, want hulle weet, heel eerste gaan jy begin kruip, dan gaan jy begin rol. So, volg die goed wat alreeds daar is, maar moenie dit complicated maak nie. Spandeer dit met jou kind en speel. Julle was die hele jaar betrokke by Kyk Kleuter Akademie met die aanbied van Move to Move. Wat sou jy sê maak 'n skool soos Kyk Kleuter Akademie uniek in hoe dit kinders se grof en fyn motoriese ontwikkeling ondersteun? Okay, sonder om nog lank te praat oor Kykou, maar Kykou, die feit dat ons hier by Kykou sit, sê klaar vir jou, hulle stel daarin belang. En dit is vir Inge-Marie baie belangrik dat jou kind daar ontwikkel. Ek kom in die klas 1 keer 'n week en dan sien ek, daar's vleeplakke en daar's ballonne. So ek kan vir julle sê, die kleintjies is besig om sensories te leer. So hulle is kreatief daarmee om vir die kinders geleentheid te gee om nuwe goed uit te vind. En dit is 'n belangrike vaardigheid. En dit ontwikkel, en die feit dat Move to Move by Kykou is en ons grof en fyn motories op fokus. So ons kan verseker weet dat julle doen moeite en met intentionality om dit te laat gebeur. Baie dankie Ronel en Nina vir hierdie insiggewende gesprek. Ons waardeer julle kundigheid, julle passie vir kinders en die manier waarop julle komplekse ontwikkelingstemas so verstaanbaar en prakties kon verduidelik. By Kykou glo ons daarin dat beweging, spel, sensoriese ervaring en doelgerigte stimulasie nie net lekker is nie, dis noodsaaklik vir 'n gesonde brein en vir liggaamsontwikkeling. Daarom is programme soos Move to Move vir ons so kosbaar. Dit vul aan, versterk, ondersteun en dit doen alles wat ons wil hê dit moet doen hier by Kykou. Aan ons luisteraars mag hierdie episode jou toerus om met nuwe oë na jou kind se ontwikkeling te kyk en mag dit jou help om hulle met selfvertroue en liefde te begelei op hul unieke groeipad. Dankie dat julle saam met ons gekuier het. Ons wil ook vir Trends, Deli en Cafe dankie sê vir julle ondersteuning van Kykou Praat Ons. En maak seker om ons Facebook bladsy te like en volg om nie toekomstige episodes mis te loop nie. Ons bring weer interessante onderwerpe en inspirerende gaste wat saam met ons lag en leer. Tot volgende keer, bly mooi, bly nuuskierig en bly Kykou. Wenke en raad vir jou kinders se toekoms, kom kyk hoe en leer ons saam. Slim, warm, betroubaar, altyd hier. Kykou Praat Ons, dis hoe ons inspireer. Kom
dokters tot tandartse.